Môre maatjies. Die eerste maand van die nuwe jaar is al amper klaar, né? Julle is al seker moeg vir skool, al is weer vir vakansie, né? Maar laat ons nou nie oor skool praat nie. Kom ons praat oor iets baie lekkerder, oor Vader Jahwe se woord. En met watter boek is ons nou weer besig, Heinrich? Numeri, dis die 5de boek van die Ou Testament. Sê 'n bietjie die boeke van die Bybel, eerste 5 op. Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en dan Deuteronomium. Ek is hier die 5de boek. Dis die 4de boek, Numeri. Dit is die boek wat gaan oor die Israeliete in die woestyn. Ons het begin deur te vertel van die Israeliete, 12 stamme, né? Duisende wat moet mooi trek en rye, en dan binne in die middel van die volk is die tabernakel. Laasweek het ons gesels oor die Lewiete se werk, né? Die wat die gordyne, die wat die pale werk, en dan die priesters wat binne met die ark en die lampstander en die toonbrood, al daai dinge werk. Maar nou vandag is ons hier by Numeri 5, so klein stukkie, maar dis 'n baie belangrike deel. En ek wil eers ietsie vertel. Wie van julle was al ooit by dalk in die klas of iewers by 'n plek waar daar iemand bietjie stout was en dan kom daar 'n groot mens of 'n juffrou of 'n meneer en sê, jy gaan uit buitentoe. Dan voel jy die wêreld kyk vir jou en jy skrik. Skielik is jy baie jammer oor wat jy verkeerd gedoen het en jy sê, gaan uit my klas uit. Nee, dis nie lekker om weggejaag te word nie, maar jy was skuldig, jy was stout. Dis nogals nie lekker nie. Maar nou in die Bybel lees ons dat toe Adam en Eva gesondig het Vader Jahwe wat vir hulle gesê daar in die tuin van Eden? Uit die paradys uit. Hoekom? Want waar Vader Jahwe is dit heilig, skoon, daar mag nie stout kinders wees nie. Hulle moes uitgegaan het, nê. En so leer Vader Jahwe nou weer vir Israel die les, dat wanneer daar mense is wat 'n sekere siekte het, soos melaatsheid en onreinheid, Jahwe is heilig, sy laar moet heilig wees, daar by die tabernakel, die laar en die volk moet heilig wees. As jy onrein is, moet jy uit die laar uitgaan. So mense wat melaats was of wat hy siektes gehad het, sy hartjies was gewoonlik baie seer, is dit lekker om buite te gaan staan. Ons wil altyd by die ander wees, nê? Ons wil in 'n groepie wees. En dan was dit baie hartseer, maar so moes Israel geleer het. Jahwe is heilig, dan moet 'n rein laar wees, en die aarde is vol sonde, en almal van ons is eintlik op een of ander stadium op 'n plek waar ons moet buite staan. Dis nie lekker nie. Maar in die wonderlike deel, wanneer Yeshua aarde toe gekom het, dan sê dit, toe hy gesterf het hy buitekant Jerusalem, buitekant die laar, hy het daar eensaam en verlate aan Golgotha vir ons gesterf, sodat ons nooit weer hoef buite te staan nie. As ons by Vader Jahwe is ons welkom. Hy was ons skoon en hy maak ons skoon. Ons praat ons van die hemel as die huis van Jahwe, nê. Ons gaan eendag in sy huis wees. Ons hoef nooit weer bang te wees dat hy vir ons sê uit buitentoe gaan staan daar buite nie. Nee, ons is sy kinders. Hy hou ons vas en hy's lief vir ons dat hy al ons sondes ons weggeneem. Vra vir mamma en pappa om bietjie vir julle Numeri 5 te lees van die mense wat moes buite gaan staan het. Kom ons sluit die oë. Vader Jahwe, baie dankie dat ons die kinders kan wees. Dankie dat U vir ons so lief is dat ons altyd na U toe kan kom omdat U vir ons gewas het deur die bloed van Yeshua. Help vir ons om altyd te onthou as ons ooit op aarde hartseer is of bang is of alleen is, dat ons altyd na U toe kan kom. Amen. Totsiens maat, sien julle volgende week. Tata!